Skus, iemand het gevra, ek moet julle herinner waar ons vandaan kom. Ek is 'n doolhof, maandag aand, dinsdag het ons gesê ek is 'n reis. Gisterand het ons gepraat oor ek is 'n labirint en vanaand praat ons oor ek is 'n grondpad. Ons almal is bekend met die werk van The Dark Night of the Soul. The journey could be hard, really hard, a descent into abandonment. Nou op daai noot is dit dalk 'n goeie plek om te begin en af te sluit. Enige reis wat die moeite werd is, behels 'n risiko en ons bereid is om 'n stukkie risiko te neem, soms 'n bietjie, soms baie risiko te neem, dan kom ons agter dat 'n reis die moeite werd is. Ek weet nie wie van julle het al gaan stap op 'n ver afgeleë plek nie, by 'n plek waar jy nie maklik behalwe per voet kan uitkom nie, maar dikwels stap jy teen 'n steil berghang op. Dis 'n gesukkel, jy haal diep asem, jy haal swaar asem, jy haal vlak asem. Jou hartklop is deur die dak as jy bo kom, maar as jy bo kom en die uitsig sien, dan voel jy al die pyn, al die risiko, al die moeilike opstap was die moeite werd. Ek het 'n paar foto's saamgebring van die doodspad, die Yungas Pas. Nou ek weet nie of julle al Top Gear gekyk het wat die 3 manne hierdie pad aandurf nie. Maar die Yungas Pas is 'n 64 lange kilometer pas wat La Paz en met die Amazone reënwoude in die noordelike deel van Bolivia verbind. Nou daar's nog 'n fotootjie. Dis omtrent so, baie plekke is die pad so 3 meter breed. En weens die teenwoordigheid van reën, mis, daar kan julle sien jy ry deur 'n waterval, grondverskywings, steil hellings, allerhande kraanse en oneindige afgronde, sê hulle dis die gevaarlikste pad in die wêreld. Die vertikale klim as jy onder begin tot bo so 3.500 meter, 64 km lank. Nou so 'n paar statistieke, in 1983 ry 'n bus by die afgrond af en 100 mense is op slag dood. Hulle sê so tussen 200 en 300 mense wat elke jaar op hierdie pad ry iewers van die pad af. En jy kan dink op so 'n breë pad hoe dit gaan wees. So hierdie reis, as jy op hierdie pas begin aan die onderkant, dan kan jy weet hierdie is 'n massiewe risiko. Dis nie 'n pad wat jy sommer net ry vir die lekker nie. Jy ry dit vir 2 redes. Die een rede is om van punt A na punt B te kom. Ek kan sien van julle met julle 4x4's kan nie wag om op daai pad te kom nie. So dit is nie die punt van die aanbieding nie. In elk geval, die enigste rede hoekom jy die pad sal ry is omdat dit jy van punt A na punt B sal kom, of die tweede rede hoekom jy dit sal aandurf is iets soos hierdie. Ek dink die uitsig van daarbo af is iets wat jou asem wegslaan. So jy ry dit want jy wil hierdie tipe tonele aan die bokant sien. En baie keer as ons gaan stap of fietsry teen 'n steil helling op, is dit presies dit. Jy kom bo en jy sien die beste uitsig van die mooiste deel van die plek waar jy reis. En die Yungas Pas is waarskynlik 'n baie mooi voorbeeld daarvan. Reise is riskant. Soms moet jy in 'n 3 meter pad ry, een wiel op die afgrond en 'n ander wiel teen 'n voertuig wat van voor af verby jou gaan skuur. In ons reis saam met God is daar baie sulke paaie, grondpaaie, paaie van onsekerheid en gevaarlike paaie. En ek dink dit breek ons dat ons reis saam met God so is. Want dis die punt van godsdiens. Ons soek sekerheid, ons soek vastigheid, ons soek iets om aan te hak. En dan reis ons saam met God en dan kom ons agter ons kan nie die risiko vermy nie. Pieter Enns het 'n fantastiese boekie geskryf oor the sin of certainty. En dan sê hy, believing that we are right about God give us a sense of order in an otherwise messy world. Ongelukkig dink ek hy's reg dat baie van ons kies juis om 'n pad saam met God te reis omdat ons hoop ons kan 'n plek van vastigheid kry. Sal dit nie fantasties gewees het as ons godsdienstige lewe geskei was van die gewone lewe nie? Kom ons veronderstel vir 'n oomblik, ons godsdiens het beteken ons kom Sondag kerk toe. Ons het nou en dan 'n Pinksterweek. En die lewe daar buite is apart van ons godsdienstige lewe. Want die feit is, ons lewe is ongelooflik kompleks. 1000 keer meer kompleks as ons oupas en oumas se lewe. Ons lewe in 'n wêreld waar 'n tweet, 'n gedokterde foto, fopnuus, aan die een kant van die wêreld, die ander kant van die wêreld totaal en al sal vernietig.
Die wêreld se bekendste en beroemdste leiers is bekend daarvoor dat hulle nie besluite op grond van feite neem nie. Hulle is narciste, chauviniste, rassiste en sensitiewe wese. Ons leef in 'n wêreld waar ons so oorsensitief geraak het vir wat ons vir mekaar sê, dat as jy 'n skewe woord sê, beland jy in die tronk. En aan die ander kant kan ek jou skel, ek kan jou beledig, ek kan teen jou diskrimineer, en as ek jou aanvat daarop, dan skree ek vryheid van spraak. Miskien is dit hoekom ons hou daarvan om na binne te keer. Ons hou daarvan om agter toegemaakte hoë heining buurte te bly. Omring onsself met mense wat soos ons lyk, wat soos ons praat en wat soos ons optree en hopelik soveel geld soos ons verdien. En as iemand nie in daai ding inpas nie, dan of in daai prentjie inpas nie, dan sny ons hulle eenvoudig uit ons lewens uit. Ons almal het dit al gedoen, ons blok mense op Facebook en Instagram en al die sosiale platforms as hulle iets vir ons sê wat ons ontstel. Ons assosieer met mense wat soos ons is. En die lastigheid is, dan doen ons dit en dan val ons vir allerlei samesweringsteorieë en sektes. Ons doen dit, want dit breek met die kompleksiteit van ingewikkeldheid van diversiteit. As almal soos ek is, soos ek sing, soos ek bid, soos ek lyk, dan is daar 'n stukkie sekerheid waarin ek kan vashou, minder risiko. Ongelukkig dink ons, of het ons geleer in die verlede, dat die pad saam met God is 'n highway, 'n hoofpad, 'n snelweg van sekerhede. Min risiko help ons om te cope in die samelewing. Dit help ons om kop bo water te hou. En gereeld sê mense vir ons, Dominee, asseblief nou nie in my karring nie. Ek weet wie God is. Ek weet wie die kerk is. Moenie dat ek begin wonder en twyfel nie. Ons hou daarvan as ons ten minste weet, hier kan ons vashou aan 'n sekerheid, 'n vastigheid. Pieter N sê, as ons maar net bietjie meer uitgekom het in die gewone wêreld in die komplekse wêreld in, dan sou ons agtergekom het dat as jy 'n Christen is jy nie beter as ander mense nie, jy is presies dieselfde. 'n Christen maak jou nie die middelpunt van die heelal nie. As ons dit agterkom, en as hy reg is, dan kan ons nie anders as om vir mekaar te sê, 'n pad saam met God, 'n reis saam met God is 'n grondpad. En 'n grondpad kan 'n gevaarlike ding wees. Jy moet dikwels jou 4x4 aansit. My vrou preek altyd vir my op die grondpad. Ry asseblief stadiger. Wees versigtig. En as ek vas sê ek het op grondpad groot gemaak, help dit nie veel nie. Sit jou 4x4 aan. En sy's reg, want 'n grondpad kan jou baie vinnig nederig kry. Ek dink die metafoor van 'n grondpad en 'n reis saam met God sê, miskien moet ons onsself so bietjie meer oopstel. Ons weet dalk nie alles nie. Ons het dalk nie al die antwoorde nie. Ons hoef nie so oortuig te wees nie. Hoekom nie? Want ons het al agtergekom ons was in die verlede verkeerd. Ons het al foute gemaak en ons is waarskynlik besig om steeds foute te maak. Ek wil vir julle 'n stukkie saam lees uit Johannes 13 vers 31. Nadat Judas uitgegaan het Jesus gesê, nou is die Seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. En dan hierdie teks, my kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek. Maar soos ek vir Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle. Waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is. As julle liefde teenoor mekaar het. Hoofstuk 13, ek het al vroeër die week gesê, is die wending in die Johannes Evangelie. So hy van hoofstuk 13 af begin hy met die ding wat ons gisteraand van gepraat het, die tweede reis, die reis terug na sy Vader toe. Dis deel van die korpus wat ons noem die vaarwel-diskurs of die groet-diskurs, waar Jesus vir sy disippels probeer verduidelik, hy gaan weg van hulle af. En dit het natuurlik hulle gevul
met angs en vrees. Jesus sê vir hulle, my kinders, en as hy sê my kinders, dan bedoel hy daarmee, julle het nog 'n beperkte insig van wat hier aan die gang is. Geloof is nog in julle kinderskoene. Ek's 'n kort tydjie by julle, julle sal my soek. Maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Hierdie wete is vir hulle net te veel. Wat Jesus vir hulle sê is die ding waaroor ons gisteraand gepraat het, die via negativa, die pad wat ek nou aanpak is die pad waaroor ek nog die heeltyd met julle gepraat het. Dis die pad van swaar, dis die pad van seer, dis die pad van lyding, dis die pad van die kruis, dis die pad van sterfte. En as hulle dit hoor, is dit petrol op die vuur. Angs, vrees, hartseer oorval hulle. Marcus Borg sê mooi daaroor, hy sê in short, for John the way or path of Jesus is the path of death and resurrection. Nou dit is wat hulle ontstel het. En dan sê hy, in die kerk verstaan ons, understood as a metaphor for religious life. Die disippels verstaan nie hierdie ding nie. That way, the path of dying to an old way of being and being born into a new way of being is the only way. Grondpad sê, daar's goed wat ek moet los, daar's goed wat ek nie meer moet doen nie. Daar's goed wat taaf is om te los. Daar's 'n via negativa en dit vra van my om daai pad te loop. Die disippels het intense vrees toe hulle die ding hoor. Dit wat Jesus sê, die potensiaal om hulle te skei van God, hulle te skei van Jesus, meer as dit te skei van mekaar. Dit die potensiaal om hulle in die doolhof van verlorendheid te stort. Hulle weet wie Jesus is, hulle het agter hom aangestap. Hulle het vriende gemaak, families gemaak. In die reis het hulle mekaar beter leer ken, hulle het mede-reisigers geword op hierdie pad, en nou hoor hulle dis verby. Miskien het julle al 'n reis aangepak en iemand sê vir jou, weet jy wat, julle moet by daai hotel in Hannover gaan bly. Dis pragtig. En dan kom jy daar aan laat in die nag en dan sien jy dis nie so pragtig nie. Miskien het julle al 'n reis aangepak en jy was ontnigter met wat gebeur het. En dis wat hier met die disippels gebeur. Hulle het gedink dis 'n lekker pad, dis 'n rustige reis. En toe die ontnigtering, onsekerheid, angs en vrees. Miskien het hulle gesnap wat ons gisteraand iets oor gesê het, dat 'n reis saam met God is nie net tussen my ore nie. 'n Reis saam met God vind ook hier plaas. 'n Geloofsreis saam met God het met meer te doen as rasionaliteit, met meer te doen as net verstaan in my koppe. Ons reis saam met Jesus, ons reis saam met God, ons geloofsreis het waarskynlik meer met die hart te doen as met ons kop. En daarom het ons nogal in Afrikaanse is ons bietjie kort in taal. Ons het een woord, ons gebruik die woord geloof. Die Engelse is al bietjie beter af, hulle het belief en faith. Ek dink as ons praat van geloof, dink ons die meeste van die tyd oor belief, en ek gaan Sondag ietsie daaroor weer sê. Maar belief sal ons sê, ons glo in die feite stel, ons glo iets is waar of vals. En daarom twyfel ons so maklik, want jy moet 'n belief system hê. Ons dink aan Jona en die vis. Dis waar of nie waar nie. Dis wat 'n belief system van ons vra. Die geskiedenis van die Christendom, die geskiedenis van ons kerk ongelukkig is gekenmerk deur belief. 'n Teoloog skryf daaroor, dis die belief era. En ek dink tog wanneer Jesus sê ek is die weg, ek is die lewe, ek is die waarheid, dan gaan dit nie oor belief nie. Ek dink as Jesus daaroor praat, dan gaan dit oor faith. Dit gaan oor 'n pad, sy pad. Dit gaan oor geloof in die pad, in sy pad. Ek het voorheen julle vertel van Harvey Cox se skitterende boek The Future of Faith, waar hy verduidelik dat die toekoms van geloof lê waarskynlik in faith, met ander woorde in spiritualiteit. En dan sê hy daar's 'n verskil tussen faith en belief. Hy sê dit wat Jesus met sy disippels gehad het was faith. En ek dink die aanhaling vir die aand. We can believe something to be true without it making much difference to us. But we place our faith only in something that is vital for the way we live. Ons het ons geloof net in iets wat vital is, deurslaggewend is vir die manier hoe ons glo. Dit is nie so moeilik om aan iets te glo nie. Ek kan aan die Bybel glo, aan die belydenisskrifte glo, aan die kerklike dogma glo.
Ek kan self sê die Bybel is feitelik korrek. En daarom glo ek aan die Bybel. Ek glo aan dit. Dan het ek 'n baie goeie belief system. En ek het gisterand gesê, dis 'n belangrike goed. Ons het dit nodig. Maar as nie 'n verskil in jou lewe maak nie, kan jy dit op die rak gaan bære. Daai belief system is veronderstel om 'n verskil in ons lewens te maak. Dit moet 'n manier van leef word, 'n hartsaak. Ek wil jou aanmoedig om te sê 'n grondpad gaan twee goed van jou vra. Om of op 'n grondpad te reis gaan twee dinge ons help. Die eerste ding is om die geheel raak te sien, om die groter prentjie te sien. En die tweede ding is 'n stukkie vertroue. Om met jou hart agter Jesus aan te loop, en ek dink ons het dit nou duidelik vir mekaar gesê, in hierdie wêreld waarin ons leef, is 'n risiko. Dis nie die aflê van verklaringe en die antwoord van 'n paar vrae nie. Dit is die stap van 'n pad. Dit vra van jou om die hele pad raak te sien. Om die groter prentjie raak te sien. Dit vra vir jou waarskynlik om die wêreld te kyk soos die een wat die pad geloop het. Dit vra vir jou om raak te sien wat hy raak gesien het toe hy hierdie pad geloop het. En daarvan kan ons baie voorbeelde noem. Ek en jy moet na die wêreld kyk as lewegewend. Ek wil dit weer sê, nie bedreigend nie, lewegewend. Ek dink hierdie wêreld is 'n plek wat potensiaal het en moontlikhede het. Die wêreld is 'n plek wat vir ons 'n ruimte wil gee om genade te kan ontvang. Natuurlik is daar risiko's, maar die wêreld is lewegewend. Kyk ons op hierdie manier na die wêreld, as die wêreld 'n plek wat potensiaal het, dan kan daar 'n ander reaksie na dit kom, en dis 'n stuk vertroue, radikale vertroue. Want wat doen vertroue? Dit bevry my van angs, dit wat die disippels mee gesit het. Dit bevry my van selfbeheptheid om myself en alles om my te beskerm, om dit af te sonder, om dit van risiko af weg te hou. Dit bevry my van die drang om alles en almal om my te beheer. As jy regtig op 'n grondpad in jou lewe was, dan sal jy weet, jy kan dit nie beheer nie. Jy kan nie beheer wat om die draai gaan gebeur nie. Jy kan nie beheer wat 'n kilometer verder op hierdie grondpad gaan gebeur nie. Om te vertrou beteken nie, ek maak my oë toe vir die steile hellings na onder nie. Dit beteken nie, ek kyk weg wanneer ek om die draai ry en ek sien daarvoor het die mis die pad toegemaak nie. Dit sal net dom wees. Om te vertrou beteken nie, ek maak my oë toe vir die realiteit nie. Dit beteken nie, ek sê, ag man, die lewe is so nice. Die lewe is so lekker. Ek het geen probleme nie. My lewe is net mooi nie. Ek het geen grondpaaie nie. Nee, die punt is hoe ons na die grondpad kyk, hoe ons na die realiteit in ons lewens kyk. Dit is wat saak maak. Hoe ons kyk na hierdie dinge, na die grondpad, het 'n deurslaggewende effek op hoe ons daarop gaan reageer. Ek wil dit weer sê, hoe ons kyk na die grondpaaie waarop ons is, het 'n deurslaggewende effek op hoe ons daarop gaan stap, hoe ons daarop gaan ry. Nog 'n bietjie makliker, hoe ek kyk na my siekbed, hoe ek kyk na my lewensmaat, hoe ek kyk na my huwelik, hoe ek kyk na my probleem waarin ek is, hoe ek kyk na die uitdagings in my lewe, hoe ek kyk na my kinders, hoe ek kyk na my kleinkinders, bepaal uiteindelik hoe ek teenoor hulle reageer. As ons geloofspad vashaak by rasionaliteit, by die heeltyd dink, by die heeltyd probeer verstaan, dan raak dit mos nou 'n ongelooflike harde werk. Ons kan logies hieroor dink. Ons almal ken sulke mense. As ek op 'n grondpad ry en dink aan alles wat verkeerd kan gaan op hierdie pad, dan gaan ek nie op daai pad ry nie. As ek dink, wat gebeur as ek 60 km/h ry en 'n bok hardloop voor my en so ek beter eerder 20 km/h ry want dan is ek veiliger. Dit sal jou mal maak. Wanneer ons geloofsreis, ons grondpad, 'n manier van sien raak, 'n manier van kyk na die geheel, 'n vertroue wat diep binne ons sit,
dan raak dit deel van wie ons is. Dit raak deel van wie ons is. Marcus Borg haal vir Fowler aan, as hy die volgende woorde saam met hom sê. Hy sê, it leads to self-forgetfulness of faith. Dis wat geloof doen. And thus to the ability to love and be present to the moment. It generates a willingness to spend and be spent for the sake of a vision that goes beyond ourselves. Dan Butler Bass sê, hierdie tipe geloof, sy suster is hoop en liefde. Ons gaan Sondag bietjie daaroor praat. Hierdie manier van kyk na die wêreld, hierdie manier van vertrou in die wêreld is hoop. Dis liefde. Op die Jungaspas, soos in alle grondpaaie in ons lewens, is daar maar min sekerhede. Enigiets kan gebeur. 'n Rotsstorting, die mis kan skielik om die draai inkom. Daar's 'n groot grondstorting aan die regterkant waar jy nie verby kan ry nie. En sinkplaat en slaggate is 'n gegewe. 'n Grondpad het die potensiaal om ons van ons trollie af te kry. Dit het die potensiaal om ons angstig te maak. Dit het die potensiaal om die mat onder ons uit te pluk. Maar as mense ons wil oortuig dat die kuns van geloof en die kuns van die lewe en 'n pad saam met Jesus, dat dit geanker is in sekerhede, moet ons die Jungaspas onthou. Moet ons eie grondpaaie onthou. Ellen Jones sê, die teenoorgestelde van geloof is nie twyfel nie, dis sekerheid. Die teenoorgestelde van geloof is nie twyfel nie, dis sekerheid. Dit terwyl Jesus vir ons sê, ek is die ingang, ek is die pad, ek is die weg. Ek is die grondpad. Jy kan my maar vertrou. Ek is die grondpad. Jy kan 'n bietjie weier kyk. Ek gee jou kans om stil te word en daarna gaan ek vir ons voort in gebed. Here, as dit waar is dat 'n lewe saam met U 'n pad, 'n reis, 'n weg is, dan kan ons nie anders as om te erken dat ons almal wat hier is en ons almal wat nie hier is nie, ons weet dat 'n reis dikwels 'n risiko het, dat 'n reis dikwels 'n pad het wat nie so mooi is nie, en dat dit dikwels van ons meer inspanning vra as ander paaie. Here, in die grondpaaie in ons lewens, hierdie geneigtheid om ons negatief te maak, om ons te breek. Juis omdat ons van U verwag 'n stuk sekerheid, 'n stuk vastigheid. Dankie dat ons dit regtig by U kan kry. Dankie dat ons hier kan kom om te weet, U is hier. U soek ons op. U wil vir ons wys hoe die pad lyk. Here, in hierdie de mekaar wêreld, en ons de mekaar beroepe, en ons de mekaar lewens, wat gekenmerk word deur 'n klomp goed wat vir ons moeilik is, wil ons op die reis bly, U op die pad volg. Here, help vir ons om na die breë prentjie te kyk. Help vir ons om alles raak te sien. Help vir ons om raak te sien dat U goed is, en dat U die lewe vir ons wil mooi maak. Ons wil vandag, Here, bely en erken dat dit die keuse is wat ons wil maak. Ons wil na die wêreld kyk, ten spyte van al die risiko en vrese en angs wat dit in ons lewens veroorsaak. Ons wil dit sien as mooi en lewegewend. Ons wil vertrou, Here, dat ten spyte van 'n klomp onverwagte dinge op ons pad, dat U steeds daar is. Dankie, Here, dat U vir ons kom wys het, dat ons in hierdie vreesaanjaende wêreld kan waag om voluit te lewe. Amen.